Genesis 19 vers 1 tot 38, verwoesting van Sodom, vertrek van Lot. En die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit. En toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan, en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe en gesê, kyk tog, my Here, draai tog uit na die huis van die dienaar en bly die nag oor en was die voete, dan kan u vroeg opstaan en die reis voortsit. Maar hulle antwoord, nee, ons sal op die plein vernag. Maar hy het baie by hulle aangehou, sodat hulle na hom uitgedraai en in sy huis gekom het. En hy het vir hulle 'n maaltyd berei en ongesuurde koeke gebak en hulle het geëet. Hulle het nog nie gaan slaap nie, toe die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel, jonk en oud, die hele bevolking, almal saam. En hulle het na Lot geroep en aan hom gesê, waar is die manne wat vannag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken. Daarop gaan Lot na hulle toe uit voor die ingang en sluit die deur agter hom toe en sê, my broers, moet tog nie kwaad doen nie. Kyk tog, ek het 2 dogters wat geen man beken het nie. Laat ek die na julle uitbring en doen met hulle soos dit goed is in julle oë. Net aan hierdie manne moet julle niks doen nie, want daarom het hulle onder die skaduwee van my dak ingekom. Toe antwoord hulle, gee pad daar, en hulle sê, hierdie een het gekom om hier as vreemdeling te vertoef en wil tog gedurig die baas speel. Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle. En hulle het sterk op die man, op Lot, aangedring en nader gekom om die deur oop te breek. Maar die manne het hulle hand uitgesteek en Lot by hulle in die huis gebring en die deur toegesluit. Toe slaan hulle die manne, wat by die ingang van die huis was, klein en groot, met blindheid, sodat hulle tevergeefs na die ingang gesoek het. Daarop sê die manne vir Lot, weet jy hier nog, 'n skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy het in die stad, bring hulle uit die plek uit, want ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor hulle groot is voor die aangesig van die Here, en die Here het ons gestuur om dit te verwoes. Toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns, wat met sy dogter sou trou en sê, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes, maar hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gek skeer. En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou 2 dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maar hy het nog getalm. Toe gryp die manne hom en sy vrou en sy 2 dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon, en hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad. En toe hulle na buite uitgelei het, sê hy, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie en moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie. Daarop antwoord Lot hulle, ag nee, my Here. Kyk tog, u knegt het genade in u oë gevind en u het die guns groot gemaak wat u aan my bewys het deur my in die lewe te behou. Maar ek is nie in staat om na die gebergte te vlug sonder dat die onheil my inhaal en ek sterwe nie. Kyk tog, hierdie stad is naby om daarheen te vlug en dit is klein. Laat my tog daarheen vlug. Is dit nie klein nie, dat ek kan lewe? En hy sê vir hom, kyk, ek neem jou ook in hierdie saak in guns aan, sodat ek die stad waarvan jy gespreek het, nie sal omkeer nie. Vlug gou daarheen, want ek kan niks doen voordat jy daar aankom nie. Daarom noem hulle die stad Soar. Die son het oor die aarde opgegaan toe Lot in Soar aankom, en die Here het swaal en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën, van die Here uit die hemel, en hy het hierdie stede omgekeer in die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede, en wat op die grond groei. En sy vrou het agter hom omgekyk, en sy het in 'n soutpilaar geword. En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het, toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smeltoond. En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering toe hy die stede omgekeer het waar Lot woonagtig was. En Lot het in Soar opgetrek en saam met sy 2 dogters gaan woon op die gebergte,
maar hy was bang om in Soar te bly. Daarom het hy saam met sy 2 dogters in 'n spelonk gaan woon. En die oudste het aan die jongste gesê: "Ons vader is oud en daar is geen man in die land om na die reël van die ganse aarde by ons in te gaan nie. Kom, laat ons aan ons vader wyn gee om te drink en met hom gemeenskap hou, sodat ons deur ons vader 'n geslag in die lewe kan hou." Hulle gee toe die nag aan hulle vader wyn om te drink, en die oudste het gekom en met haar vader gemeenskap gehad, sonder dat hy dit gewaar het, toe sy gaan lê en toe sy opstaan. Die volgende dag sê die oudste aan die jongste: "Kyk, ek het verlede nag met my vader gemeenskap gehad, laat ons hom vandag weer wyn gee om te drink. Gaan dan in, hou met hom gemeenskap, dat ons deur ons vader geslag in die lewe kan hou." Hulle gee toe die nag weer aan hulle vader wyn om te drink, en die jongste het opgestaan en met hom gemeenskap gehad, sonder dat hy dit gewaar het, toe sy gaan lê en toe sy opstaan. So dan die 2 dogters van Lot by hulle vader bevrug geword, en die oudste het 'n seun gebaar en hom Moab genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Moabiete, en die jongste het ook 'n seun gebaar en hom Ben-Ami genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Ammoniete.